Gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak by 1 Korintiërs hoofstuk 12. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie stil staan by die gawes van die Heilige Gees. Soos wat julle weet, ek het sopas 'n reeks oor die werkinge van die Heilige Gees voltooi. Aanvanklik sou dit een boodskap wees, maar in my gesprekke en in my voorbereiding het ek besef daar is 'n groot nood in ons dag aan akkurate lering oor die persoon en werkinge van die Heilige Gees. En daarom het een boodskap toe 3 geword. Ons het gekyk na die inwoning van die Heilige Gees, toe na die doping van die Heilige Gees en toe na die vervulling van die Heilige Gees. En ek het gedog, dit is dit vir die reeks, maar in verdere gesprekke, veral met ons jong mense, het hulle goeie vrae gevra oor die gawes van die Heilige Gees. Natuurlik 'n onderwerp wat vloei vanuit dit wat ons oor die laaste 3 weke behandel het, en daarom, onder leiding van die Heilige Gees en na gebed, het ek besluit om dan vandag aandag te gee aan hierdie onderwerp, die gawes van die Heilige Gees. Ek wil vir julle sommer vooraf noem, dit is 'n bietjie meer van 'n kontroversiële onderwerp, weens die verskille wat daar bestaan tussen 2 primêre groepe. Daar is die cessationists, om die groot teologiese woord te gebruik. Dit beteken maar net to cease. Daar is sommige wat glo dat van die geestelike gawes wat in die eerste eeu gefunksioneer het vir die opbou van die kerk in daai tyd het gestaak as 'n middel tot die opbou van die plaaslike kerk. En dan is daar 'n ander groep, die continuationists, om weer eens die groot teologiese woord te gebruik. Diegene wat glo dat, dit kom van die woord to continue af, wat glo dat al die gawes wat genoem word in die Bybel gaan aan vandag en is steeds noodsaaklik vir die opbou van die plaaslike gemeente. Ek gaan nie aandag gee aan hierdie groot kontroversie nie. Dit is my bedoeling en my mandaat vanaf God agter hierdie kansel om sy woord te verkondig. So ek gaan saam met julle kyk na wat die woord vir ons bevestig. Ek gaan poog om so eenvoudig as moontlik hierdie onderwerp oor te dra, tog nie simplisties nie, want dit is 'n ingewikkelde onderwerp wat, en sommige beweringe vanuit die skrifte oor die geestelike gawes is moeilik om te verstaan, maar ek gaan dit eenvoudig probeer benader, sodat dit verstaanbaar is vir jonk en oud. En ek sê dit sommer vooraf, ek gaan dit vanuit 'n gereformeerde baptiste, dit wil sê Bybelse perspektief benader. Dit was nog nooit my bedoeling en my begeerte dat almal presies soos ek moet glo, wanneer dit kom by die meer nie fundamentele aspekte van die geloof, soos byvoorbeeld die geestelike gawes nie. Ons gaan kyk vandag na 7 aspekte wat die Bybel vir ons bevestig, en baie belangrik, soos ek vir julle gesê het met die vorige 3 boodskappe ook. Julle is nie hier om bloot 'n mens se opinies te hoor nie. Ons is hier saam om te hoor wat God vir ons deur sy woord van waarheid en gees van waarheid wil sê. So ons gaan kyk na 7 aspekte wat die Bybel bevestig oor die geestelike gawes, sodat ons nie onkundig sal wees, so baie in ons tyd, oor die geestelike gawes nie, en dat ons weens onkunde die geestelike gawes wat die Here vir ons in hierdie gemeente gegee het, sal verwaarloos, en sodoende die gemeente ontneem van dit wat die Here vir haar opbou bedoel het, en ook onsself en medelidmate verarm nie. Nee, ons kyk na hierdie onderwerp vandag sodat ons eerder elkeen sal identifiseer wat is die gawe wat die Here vir jou gegee het, en dat ons aangemoedig sal word om dit te ontwikkel deur die gereelde beoefening ten einde die opbou van die plaaslike gemeente, en dit alles tot eer van God natuurlik. So met dit gesê, gemeente, kom ons kyk saam na 1 Korintiërs 12. Ek gaan vir ons voorlees vanaf vers 4 tot 11 en dan gaan ek ook vir ons lees hoofstuk 14 vers 12.
1 Korintiërs hoofstuk 12, uit die geïnspireerde gesaghebende woord van God, vers 1 sê vir ons, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Met ander woorde, Paulus skryf aan die gelowiges in hierdie plaaslike gemeente in die eerste eeu, sodat hulle nie onkundig sal wees nie, maar ingelig. En dan sê hy vir hulle vanaf vers 4, daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees, die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid dienste of bedienings in die plaaslike gemeente waar hierdie genadegawes funksioneer, maar dit is dieselfde Here oor elkeen van daai bedienings. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite weens die verskillende genadegawes, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Naamlik, aan een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander gawes van genesing deur die een Gees, aan een dinamiese kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale, aan nog aan ander die uitleg van tale. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. En dan sê hoofstuk 14 vers 12 van 1 Korintiërs, so ook met julle, aangesien julle beywer vir die gawes van die Gees, streef daarna om uit te munt met die oog op die opbou van die gemeente. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë gemeente, en dan vra ons die Here vir sy hulp, soos wat ons hierdie onderwerp uit die skrifte uit benader. Hemelse Vader, ons loof U, ons prys U, ons eer U vir nog 'n geleentheid aan die begin van 'n week, 'n nuwe week, Here, om erkenning te gee aan U, om voor U te verskyn in aanbidding, om U woord oop te maak, U geïnspireerde, gesaghebende, foutlose, algenoegsame woord, wat vir ons die hoogste bron van gesag en waarheid is, en om in dit in te delf, om te wete te kom wat U wil is. Here, ook met betrekking tot die geestelike gawes. Verdiep ons in ons kennis van U waarheid. Help my, Here, om net te sê dit wat U gehoor wil hê, niks meer, niks minder nie. Here, gebruik my as U mondstuk. Ook bid, Here, vir elkeen wat voor my sit, wat luister na hierdie boodskap, en elkeen wat hierna gaan luister oor sosiale media. Here, dat U ook vir hulle die Gees in staat sal stel om te verstaan, om op 'n waardige wyse te luister na U gepredikte woord as 'n daad van aanbidding voor U. En Here, dat U sal werk in elkeen van ons harte, om ons te bring tot 'n groter, 'n breër, 'n dieper kennis van U waarheid. En dit ter wille van U eer, sodat ons in staat gestel kan word, Here, om ons gawes te gebruik vir die opbou van U kerk. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, heel eerste van die 7 aspekte wat ek wil voorhou aan julle vanoggend is net 'n eenvoudige definisie. Die Bybelse definisie van geestelike gawes. In die lig van die lering van God se woord kan ons sê 'n geestelike gawe is 'n talent of 'n vermoë of 'n begaafdheid waaroor elke gelowige beskik en wat die Heilige Gees bekragtig vanaf die oomblik van wedergeboorte deur sy permanente inwoning, en wat die gelowige dan moet ontwikkel en moet gebruik tot opbou van die plaaslike gemeente. Ek gaan later onder punt nommer 4, wanneer ons bietjie kyk na die lyste van die gawes in die Bybel, na die voorbeelde van spesifieke gawes, gaan ek meer voorbeelde van gawes noem, maar vir nou eers net 'n definisie om die fondasie te lê vir dit wat volg in hierdie boodskap. 'n Geestelike gawe kan ons sê is 'n talent, is 'n vermoë, is 'n begaafdheid
wat God gee aan elke gelowige en wat die Heilige Gees in daai gelowige bekragtig deur sy permanente inwoning vanaf die oomblik van wedergeboorte en wat daai gelowige dan moet ontwikkel en moet gebruik vir die opbou van die plaaslike gemeente waarvan die Here hom of haar deel gemaak het. Ek wil wel hier ook noem dat die Bybel praat soms van amptsdraers ook as gawes aan die kerk. In die eerste eeu, toe die fondasie vir die kerk van ons Here Jesus gelê was deur die apostels en eerste eeuse profete, sê Efesiërs 4 vers 11 en 12 vir ons dat God het gawes gegee aan die gemeente in terme van apostels en profete. En daarna, na die eerste eeu was dit die evangeliste en die herderleraars van die gemeentes. Met ander woorde, die Bybel praat ook van die amptsdraers van die gemeente as gawes vanaf God aan die gemeente. En gemeente, daarom kan julle altyd die Here dank vir die amptsdraers van die plaaslike gemeente. Spesifiek die ouderlinge, maar ook die diakens, wat die Here daar gestel het om die gemeente te bedien en om hulle geestelik toe te rus vir die werk van die bediening, soos Efesiërs 4 vers 11 en 12 sê. En julle kan altyd bid vir die Here se onderneming deur die amptsdraers, dat hulle sal gebruik vir die effektiewe bou van sy kerk. En die Bybel praat soms van ander tipes gawes ook, soos in 1 Korintiërs 7 vers 7 praat dit van om getrou te wees as 'n gawe vanaf die Here, of om enkellopend te wees as 'n gawe vanaf die Here. Ek noem hierdie twee dinge, want wanneer ons praat van die geestelike gawes, en die doel van hierdie boodskap vanoggend is nie om iets te sê oor die amptsdraers as gawes nie om iets te sê oor enkellopendheid as 'n gawe nie, maar ons kyk spesifiek na die talente, die vermoëns, die begaafdheid wat God aan die gelowiges gee, wat die Gees bekragtig deur sy inwoning, en wat die gelowige dan moet ontwikkel en gebruik vir die opbou van die kerk. 'n tweede aspek wat ek aan julle wil voorhou, is die Bybelse bron van geestelike gawes. En nou kyk na 'n Bybelse definisie. Die Bybelse bron vir geestelike gawes is dat God gee daai gawes deur sy Heilige Gees, die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Kyk saam met my in ons teks, 1 Korintiërs 12 vers 4. Ons kan dit nie mis in die teks nie. Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, skryf die apostel Paulus onder die inspirasie van die Heilige Gees, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. In vers 7 en 8, aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee, in terme van 'n gawe, met die oog op wat bevorderlik is, aan die ene woord van wysheid deur die een Gees, so gaan hy aan. Vers 11, een en dieselfde Gees bewerk al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Gemeente, en daarom, omdat God deur die Heilige Gees die bron van die geestelike gawes in ons midde is, moet ons altyd dank en ere en erkenning aan God gee vir die gawes wat ons het in ons midde en vir die vrug wat die Here gee deur die beoefening van daai gawes in ons midde, want hy is die bron daarvan. En aangesien hy die bron van alle geestelike gawes is aan elke individuele gelowige en aan die gemeente, moet ons hom vertrou vir sy bemagtiging van daai gawes tot effektiewe diensbaarheid in ons midde. 'n derde aspek wat ek wil voorhou aan julle is nie net die definisie of die bron van geestelike gawes nie, maar ook die Bybelse begunstigdes van geestelike gawes. Die skrifte sê vir ons dat die Here gee dit aan elke gelowige. Baie belangrik. Kyk saam met my weer na ons teks. In vers 7 skryf die apostel Paulus, aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee. Aan elkeen. Kyk na vers 11. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. So ek wil vir julle sê wat ek gereeld vir julle sê, julle hoor dit gereeld van my af. Die Here deur die Heilige Gees gee nie net aan sommiges geestelike gawes nie. Hy gee nie eers net aan die meeste van julle geestelike gawes nie.
as ons die woord vat vir wat dit sê, leer dit vir ons dat God gee aan almal, aan elkeen geestelike gawes. Dit wil sê, jy het 'n geestelike gawe van die Here ontvang. Ek is seker meeste van julle weet wat julle geestelike gawe is en beoefen dit vir die opbou van die plaaslike gemeente. Maar daar is sommige onder ons wat dalk nie weet wat jou gawe is nie. Ek sal nou so 'n bietjie ietsie daaromtrent sê. Weet maar net op hierdie punt. Jy het 'n geestelike gawe vanaf die Here deur die Gees ontvang. Dan 'n vierde aspek wat ek aan julle wil voorhou. Nie net die Bybelse definisie, bron, die begunstigdes nie, maar ook die Bybelse doel van geestelike gawes. Die Bybelse doel. Geliefdes, die Here deur die Gees gee geestelike gawes aan elkeen vir die opbou van die plaaslike gemeente. Baie belangrik, die kerk liggaam van ons Here Jesus Christus. Kyk weer saam met my na ons teks in vers 7. Die apostel Paulus skryf, aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee, vir wat? Met die oog op wat bevorderlik is. Hy skryf dit vir die gelowiges in die Korinte gemeente. Met ander woorde, hy impliseer dit wat bevorderlik is vir die gemeente in Korinte. En dit is nie net 'n arbitrære afleiding wat ek maak nie. Soos ons gelees het in 1 Korintiërs 14 vers 12, sê Paulus dit uitdruklik. Aangesien julle beywer vir die gawes van die Gees, streef daarna om uit te munt met die oog op die opbou van die gemeente. Baie, baie belangrik. Nou hier wil ek 'n paar toepassings begin maak in die lig van dit wat ek nou al gesê het. Ons het gesien dat die bron van geestelike gawes is God deur die Gees wat dit gee. Die Bybelse begunstigdes is elke liewe gelowige wie gered is uit die wêreld en deur wedergeboorte verbind is tot die kerk liggaam van ons Here Jesus Christus. Dat hulle daai gawes vanaf God ontvang deur die Gees vir die opbou van die plaaslike gemeente. Eerste toepassing wat ek wil maak is daarom die geestelike gawe wat jy ontvang het, jong mens, senior, liewe oom, tannie, seun-dogter, is nie vir selfverryking nie. Dis nie om jouself op die skouer te tik, ek is so oulik, kyk wat vermag ek in die plaaslike kerk van Jesus Christus nie. Dis arrogant, dis verwaand, dis hoogmoedig, dit onteer die Here. Die doel van jou gawe is nie vir jouself nie. Jy het dit ontvang, maar jy's net die voertuig. Die doel is die opbou van die plaaslike gemeente. Dis waarom die Here jou gawe vir jou gegee het. En kyk, dit is in die konteks is dit die hele rede waarom Paulus in 1 Korintiërs 12 tot 14 oor die gawes skryf. Want die Korintiër gelowiges hulle was jong gelowiges. Ek meen hierdie kerk, teen die tyd van skrywe was min of meer net 5 jaar oud. Daar was nie ouderlinge wat die gemeente gelei het nie, lei ons af uit die brief. 'n Groot mate van geestelike onvolwassendheid lees ons veral in 1 Korintiërs hoofstuk 3. En die gelowiges het hulle self op die skouer getik vir die geestelike gawes wat hulle ontvang het. Diegene wat in tale gepraat het in die eerste eeu in daai gemeente, het gevoel hulle is meer geestelik as die res van die gemeente en daarom verdien hulle 'n hoër mate van aansien en prominensie in die gemeente. En net so het diegene wat geprofeteer het in die gemeente dieselfde gevoel. Hulle is meer geestelik as die ander en daarom verdien hulle 'n groter mate van prominensie en erkenning in die gemeente. En daarom moet Paulus dit aanspreek en vir hulle sê wat die korrekte plek van die gawes in die eerste eeu se gemeente was. En hy het 'n hele hoofstuk tussen hoofstuk 12 en 14, hoofstuk 13 wat hy praat oor die liefde. Dat hulle nie moet beklei met mekaar in liefdeloosheid oor wie is die mees prominentste gegewe hulle gawes nie, maar dat hulle mekaar in liefde moet dien met hulle geestelike gawes. Is nie vir selfverheffing nie, geliefdes. Die gawe wat God deur die Gees aan jou gegee het is vir die opbou van die gemeente. Nog 'n toepassing wat ek wil maak, aangesien die Bybel uitgesproke is dat jou gawe bedoel is vir die opbou van die plaaslike gemeente, moet jy waak
om nie so betrokke te wees by allerhande inisiatiewe buite die gemeente en jou gawes daar gebruik, maar nie betrokke wees om jou gawe te gebruik vir die opbou van jou plaaslike gemeente waar die Here jou geplant het nie. Dit ook onteer nie, of onteer die Here, dit verheerlik nie die Here nie. Dis nie verkeerd om in ander inisiatiewe betrokke te wees nie. Heel wat van ons mense is. Maar geliefdes, waak daarteen om so betrokke buite die kerk te wees met jou gawe, dat jy nie besig is om die doel te vervul waarom God jou gawe vir jou in die eerste plek gegee het nie. Ons moet uitmunt, soos hoofstuk 14 vers 12 sê, daarna streef met die oog op die opbou van die gemeente. Nog 'n toepassing wat ek hier wil maak, aangesien die Bybelse doel vir jou geestelike gawe die opbou van jou plaaslike gemeente is, impliseer dit 'n verpligting op jou en my. As die Here dan vir ons 'n gawe gegee het met daai doel, het ons 'n verpligting, en daai verpligting word vir ons so baie duidelik gestel in 1 Petrus 4 vers 10 en 11. Petrus gaan so ver as om te sê onder die inspirasie van die Heilige Gees in 1 Petrus 4 vers 10, as goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. Met ander woorde, dis nie 'n opsie oop vir persoonlike oorweging nie, ons moet mekaar bedien met die gawe wat die Here jou en my gegee het in die plaaslike kerk. Nou in die lig van die feit dat daar 'n verpligting op ons rus, wil ek noem kerklosheid en onbetrokkenheid in die plaaslike kerk onteer die Here ons God. Want wanneer jy kerk losraak, wegdryf, is jy nie besig om jou gawe te gebruik vir die opbou van die plaaslike kerk nie. Wat gebeur is, jy ontneem die gemeente van die seën en die gawe wat God vir haar bedoel het. En nie net dit nie, jy verarm jouself, want die Here het aan al die ander lidmate gawes gegee wat ook vir jou opbou bedoel is. En daarom mag ons nie kerk losraak nie. Dit is soos my been wat as ek nou een oggend wakker word en my been vir my net sê nee, hy wil nou nie meer betrokke wees by die liggaam nie. Hy ontneem my hele liggaam van sy funksie. Ek dink, hoe gaan ek rondstrompel hierso in julle midde, né? Gaan die balans hê nie, en. Né, dit is maar net 'n analogie om te sê, wat gebeur wanneer ons kerk losraak, of selfs wanneer ons kerk toe kom, maar onbetrokke is. Ons sit net hier 'n Sondagoggend, luister na die boodskap en verdwyn. En ons is nie besig om mekaar te bedien met die gawe wat die Here ons gegee het. Ook dit onteer die Here, want jy ontneem die gemeente van die gawe wat God aan jou gegee het, maar wat bedoel is om haar op te bou. En jy verarm jouself en jou mede-lidmate. Ek wil nog ietsie sê op hierdie punt. In die lig van die verpligting wat op ons rus, om die gemeente op te bou met ons geestelike gawes, mag ons nie ons gawes verwaarloos nie. Hier wil ek 'n illustrasie gebruik. Ons mag nie ons gawes verwaarloos nie, ons moet deur middel van gereelde beoefening dit ontwikkel. Die jong predikant, medewerker van Paulus, Timoteus, lei ons af, was geneig om sy geestelike gawe te verwaarloos. Paulus moes vir hom skryf in albei sy sendbriewe, 1 Timoteus en 2 Timoteus, om nie sy gawe te verwaarloos nie. Ons lees byvoorbeeld in 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 14. Paulus skryf vir Timoteus: moenie die genadegawe in jou verwaarloos wat deur profesie aan jou geskenk is toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het nie. En dit is nie net in sy eerste sendbrief nie, ook in sy tweede sendbrief begin hy somme in 2 Timoteus 1 vers 6 en sê vir Timoteus: om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God wat in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vier. Net so, geliefde, jy en ek mag nie ons geestelike gawe verwaarloos nie. Ons onteer die Here en ons ontneem die gemeente
verarm die gemeente, onsself en medegelowiges van die gawe wat God aan jou gegee het, maar wat bedoel is vir haar en hulle opbou. Dan nog 'n aspek, en hierby gaan ek so 'n bietjie langer stil staan, gegee die kontroversie in die wêreld daar buite. Ek wil ook ietsie sê omtrent die Bybelse lyste van geestelike gawes, die voorbeelde van gawes wat ons in die Bybel het, wat vir ons gelys is. So het nou gekyk na die definisie, die bron, die begunstigdes, die doel van geestelike gawes. Ons kyk ook nou na die lyste, die Bybelse lyste vir geestelike gawes. Daar's 3 lyste in die Bybel waar geestelike gawes vir ons uiteengesit word. Daar is in Romeine 12 vers 6 tot 8 'n lys. Dan is daar hier in 1 Korintiërs 12 tot 14 'n meer breedvoerige lys. Dis hoekom ek gekies het om 1 Korintiërs 12 te gebruik as 'n teks vir vanoggend. En dan kortliks opsommend het Petrus ook vir ons 'n lys gestel in 1 Petrus 4 vers 10 en 11. Dis die lyste van die geestelike gawes in die Bybel. Hierdie lyste is nie omvattend nie. Met ander woorde, daai lyste bevat nie al die gawes wat daar is nie. Hoe weet ons dit? Wel, elkeen van hierdie lyste verskil van mekaar. En ook die lyste bevat nie dinge wat ons sou sien Bybels gesproke as gawes nie. Dinge soos gasvryheid of musiek, gawes om die gemeente voor te gaan in aanbidding. Daai dinge word nie gelys vir ons nie. So hierdie lyste is nie omvattend nie. Maar wat ek wil sê oor hierdie lyste is, al die gawes van die Gees wat gelys word in die Bybel, kan ons in 3 groeperings opdeel. Baie belangrik, 3 groeperings. Daar is die wonderwerkende gawes, dan is daar die openbarende gawes. In die Engels praat ons van die miraculous gifts en die revelatory gifts. Daai 2 groeperings van gawes, ek gaan nou 'n bietjie meer sê oor hulle 2. Hulle was relevant vir die vroeë kerk. Gedurende die eerste eeu, soos wat ek vir julle gesê het in die laaste 3 boodskappe, in daai oorgangsperiode waarin Handelinge ook geskryf is, of waarvan Handelinge vir ons vertel, die oorgangsperiode tussen die ou verbond en die nuwe verbond, toe die Nuwe Testament sendbriewe geskryf was, toe die kerk nog in haar kinderskoene was, kan ons sê, toe die apostels en die profete nog besig was om die fondasie vir die Nuwe Testament kerk te lê, waarvan Jesus Christus die hoeksteen is. Volgens Efesiërs 2 vers 20. Daai tipe gawes was relevant vir die vroeë kerk. En dan is daar 'n derde groepering wat ons noem die dienende gawes, wat regtig relevant was, wat deel was van die kerk deur haar geskiedenis en wat nog steeds relevant is vandag. Die wonderwerkende gawes, die openbarende gawes het gestop as geestelike gawes vir die opbou van die gemeente. Die Bybel self dui aan dat dit sou stop. Ek gaan nou saam met julle daarna kyk. Nadat die fondasie vir die Nuwe Testament kerk in die eerste eeu, deur die eerste eeuse apostels en profete gelê was, nadat die kanon van die skrifte voltooi was, saamgestel is vir ons soos ons dit vandag het, nadat die kerk uit haar kinderskoene uitbeweeg het, die Nuwe Testament kerk, en 'n groter mate van volwassenheid gekom het, daai gawes gestaak as noodsaaklikhede vir die opbou van die plaaslike kerk. Kom ons kyk gou na die wonderwerkende gawes. Het word byvoorbeeld gelys hier in ons teks in 1 Korintiërs 12 vers 9 wat praat van wonders en tekens, byvoorbeeld genesing word hier genoem. Wat ek wil sê oor die wonderwerkende gawes, wat nie almal altyd in ag neem nie, as dat daai gawes was slegs vir die eerste eeuse apostels gegee. Dit was nie gegee vir alle gelowiges of selfs 'n groter meerderheid van gelowiges in die vroeë gemeentes nie. Dit was gegee aan die apostels, onder andere as 'n bevestiging van die evangelie boodskap wat hulle verkondig het, terwyl hulle besig was om volgens Efesiërs 2 vers 20 die fondasie vir die Nuwe Testament kerk te lê. As ons gaan na tekste soos Handelinge 2,
vers 43, dan lees ons byvoorbeeld dat almal in die vroeë Jerusalem gemeente is met ontzag vir die Here vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Nie almal in die kerk het wonders en tekens gedoen nie, die apostels het. Om die waarheid te sê, jy lees nie dat ander wonders en tekens doen, behalwe die apostels in daai tyd nie. Ons lees van Filippus in Handelinge 8, maar onthou Filippus was 'n diaken gekies deur die Jerusalem gemeente om die apostels te ondersteun in hulle bediening. In Handelinge 6, die apostels het hulle die hande opgelê en 'n deel van die apostels se salwing is oorgedra op daai diakens in hulle taak om die apostels te ondersteun in hulle roeping en dienswerk in die vroeë gemeente. En daarom sien ons dat ook Filippus, een van daai diakens op wie die salwing van die apostels oorgedra was, hy het ook in Samaria wonders en tekens gedoen. Maar nie veel ander nie. Om die waarheid te sê, as ons gaan kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 12, dan lees ons dat die apostel Paulus hierdie woorde skryf: dit wat 'n apostel kenmerk, is inderdaad by julle verrig, met alle volharding, tekens en wonders en kragtige dade. Dis die dinge wat 'n apostel kenmerk volgens die woord van die Here. Nadat die fondasie deur die eerste eeuse apostels en ook die profete gelê was, en met die uitsterf van daai oorspronklike apostels in die middel en nader na die einde van die eerste eeu toe, het ook die doel van die wonderwerkende gawes gestaak. Want die evangelieboodskap was bevestig, die kanon is saamgestel, die fondasie vir die Nuwe Testament kerk is gelê, en daai doel vir die wonderwerkende gawes is uitgedien. Kom ek sê ook iets oor die openbarende gawes. Dit is 'n spesifieke tipe van kennis, die tale, die interpretasie van tale, ook profeseë. Jy sien in daai tyd, terwyl die fondasie vir die Nuwe Testament kerk gelê was, het hierdie gawes gefunksioneer om binne die gemeente se interpretasie te gee van progressiewe openbaring in die Ou Testament in die lig van die feit dat Jesus nou die volledige openbaring vanaf God gebring het, en om die Ou Testament te verstaan in die lig van die kruis. Hulle het nog nie 'n Nuwe Testament gehad nie, en diegene wat in tale gepraat het, wat geprofeteer het, en daai spesifieke tipe kennis gehad het, was hulle taak om 'n Nuwe Testament evangelie interpretasie van die Ou Testament te bied in hulle eredienste. Maar dit sou tot 'n einde kom. Veral in die tyd toe die kanon voltooi is, ook die Nuwe Testament bygesit is, die geskrifte van die apostels bygevoeg is by die Ou Testament, en die kerk na die eerste eeu uit haar kinderskoene uitbeweeg het, dat daar 'n groter mate van volwassenheid gekom het. Blaai gou saam met my een bladsytjie om na 1 Korintiërs 13. Nou kyk ons wat die apostel Paulus sê in terme van die staking van hierdie openbarende gawes. 1 Korintiërs 13 vanaf vers 8. In die konteks hierso het Paulus sopas gesê dat die liefde, hy het 'n beskrywing daarvan gegee in verse 4 tot 7, en dan in vers 8, dan sê hy, die liefde val nooit nie, maar profeseë, dit sal tot 'n einde kom. Of tale, dit sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Daai tipe kennis om 'n Nuwe Testament evangelie interpretasie aan die progressiewe openbaring van die Ou Testament te gee. Daai tipe kennis, dit sal ophou. Vers 9, want ons ken gedeeltelik, ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer, en hierdie is die belangrike vers, wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik nou is ophou bestaan. Daai woordjie volmaakte is 'n byvoeglike naamwoord.
En dit maak die kontroversie tussen cessationism en continuationism ingewikkeld, want dis soos om te sê, wanneer die rooi gekom het. Die rooi wat? Paulus sê nie, hy sê net wanneer die volmaakte gekom het. Daai woordjie vir volmaakte is teleios, of teleion, vanaf die wortel teleios, wat ook vertaal kan word as volwasse. Op baie plekke in die Nuwe Testament word dit as volwassendheid vertaal, en ek dink 'n beter, ek staan op die skouers van baie konservatiewe teoloë in die geskiedenis van die kerk wanneer ek dit sê, 'n beter vertaling van daai woord in hierdie konteks sou wees volwasse, eerder as die volmaakte, want die volgende teks in die konteks, vers 11 sê, toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het die dinge van 'n kind agtergelaat. In ander woorde, baie interpreteer dit as dat na die eerste eeu se einde, nadat die fondasie vir die kerk gelê was deur die apostels en die profete van die eerste eeu, nadat die kanon voltooi is, nadat die kerk uit haar kinderskoene, vers 11 wat ek daarna verwys as ek dit sê, beweeg het tot 'n groter mate van volwassendheid, het hierdie dinge wat tydelik was, wat bedoel was vir daai oorgangsperiode, tot 'n einde gekom. Dit was relevant vir die eerste eeuse kerke waaraan die briewe geskryf was, maar ons sien self deur die geskiedenis van die kerk dat hierdie dinge gestop het. Ek dink dit is nodig vir my om duidelik te maak wat ek nie sê nie, want in so 'n gesprek het ek nou al geleer, baie keer hoor mense dinge wat nie gesê word nie. Wat ek nie sê nie is dat God doen nie meer wonderwerke soos byvoorbeeld genesings nie, en dat God nie meer tale skenk en die interpretasie van tale terwille van sy eer en die uitbreiding van die koninkryk. En natuurlik doen God nog hierdie goed. Ons kan nie God in 'n boksie druk nie. God kan doen wat hy wil. Hy is God. God doen nog steeds, en ons hoor gereeld van wonders wat die Here doen. Die Here skenk nog steeds tale byvoorbeeld vir die uitbreiding van sy koninkryk. Ek het so tyd terug weer gehoor oor iemand op die voorste linies van die sendingveld wat deur die Here geseën was met die gawe van tale, om die evangelie verstaanbaar te maak tussen 'n mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Die Here doen nog hierdie dinge. Wat ek wel sê, is dat die geestelike die wonderwerkende gawes, die openbarende gawes, is nie meer 'n noodsaaklikheid vir die doel waarvoor die gawes gegee is nie. Is nie meer 'n noodsaaklikheid vir die opbou van die plaaslike gemeente nadat die fondasie vir die Nuwe Testament kerk gelê is nie. In hierdie sin, en in hierdie sin alleen, het dit gestop. So dit wat ek nou aan julle voorgehou het, is wat ons sou noem 'n cessationist verstaan van die wonderwerkende en die openbaarmakende gawes. En as gereformeerde baptiste is ons gematig cessationist, want ons glo dat God steeds wonderwerke doen en dat hy steeds ons help deur verskeie gawes tot 'n dieper verstaan van sy evangelie waarheid. Daar is 'n ander posisie, soos ek vroeër genoem het, continuationism, wat glo dat al die gawes, jou wonderwerkende gawes, jou openbarende gawes, soos tale en profeseë, en ook die dienende gawes relevant is vir die opbou van die plaaslike gemeente vandag. Maar daar is groot inkonsekwentheid by die continuationists in hierdie sin, dat as al daai gawes steeds relevant is vir die opbou van die kerk, die doel waarvoor God die gawes gegee het, dan moet daar in elke gemeente lidmate wees wat soos die apostels die gawe ontvang om wonders en tekens te doen, en dan moet hulle gereeld tydens hulle samekomste wonders en tekens doen vir die opbou van die plaaslike kerk. En ons sien dit nie gebeur in die geskiedenis van die kerk nie. Daar's baie beweringe van sommige wat dit kan doen, valse apostels en profete, ons ken hulle name, ek hoef hulle nie te noem nie, maar dis gewoonlik 'n inkonsekwentheid wanneer dit kom by daai sienswyse. En dan wil ek ook nou iets sê oor die dienende gawes.
Dit is al die ander gawes wat nie val onder die eerste twee groeperings, wonderwerkende gawes, openbarende gawes nie. Dit sluit in dinge soos lering wat genoem word in die Bybel. En onder lering val 'n woord van wysheid, soos ons teks sê, 'n woord van kennis. Nie alle mates of vorms van kennis het opgehou na die eerste eeu nie. Dit sluit in administrasie. Die organisering binne die plaaslike kerk is 'n gawe van die Gees. Administratiewe werksaamhede. Dit sluit in allerlei dienste. Met ander woorde, die wat in die praktyk diensbaar is in die gemeente, praktiese dinge doen. Dit is gawes wat die Gees gee. Of bemoediging, om mense aan te moedig op die pad van disippelskap binne die gemeente. Is 'n gawe van die Gees. Of om te kan gee, ruimte kan gee, geldelik vir die uitbou van die koninkryk van God. Dit is 'n gawe wat die Gees gee. Of leierskap word genoem, om die gemeente goed voor te gaan as leiers. Dit is 'n gawe wat die Gees aan die gemeentes gee. Barmhartigheid word genoem, om empatie en simpatie te betoon met medegelowiges op die pad van disippelskap. Binne die gemeente is 'n gawe van die Heilige Gees. Die gawe van geloof word genoem. Dis gewoonlik daai bidders in ons midde wat 'n sterk geloof het en aan die voete van Jesus bly sit in gebed vir die plaaslike gemeente. Is 'n gawe van die Gees. Onderskeiding is 'n gawe van die Gees. Diegene in ons midde wat begaafd is deur die Here om waarheid en valsheid uit te ken en uit te wys om die suiwerheid in die gemeente te bewaar. Al hierdie dinge is gawes van die Gees wat genoem word in die Bybel, wat steeds relevant is en werksaam is vandag in ons midde. En daar's 'n klomp ander, soos ons dit nodig het, wat die Here sal gee, die gawe van gasvryheid byvoorbeeld, die gawe van musiek en so aan. En dan nog 'n aspek, 'n 6de aspek wat ek aandag aan wil gee, rakende die geestelike gawes. Ek het nou gekyk na die definisie, ons het gekyk na die bron, die begunstigdes, die doel, ook die lyste van geestelike gawes in die Bybel. 'n 6de aspek is die Bybelse verskeidenheid van geestelike gawes. Ek wil graag iets hieroor ook omtrent sê. Julle sal nou agterkom in ons teks en in die konteks, as jy nou 1 Korintiërs 12 verder gaan aanlees vanaf vers 12 af, sal jy sien Paulus gebruik die analogie van 'n menslike liggaam wanneer hy praat oor die gawes. 'n Menslike lyf, net soos wat ek een liggaam het, maar my liggaam bestaan uit verskillende ledemate en elke ledemaat het 'n ander funksie en rol in my lyf, maar elke ledemaat is belangrik, noodsaaklik vir die gesonde welstand van die hele lyf, die hele liggaam. Net so is dit met die kerkliggaam van ons Here Jesus Christus. Daar is 'n verskeidenheid gawes wat die Here aan die gemeente gee om haar geestelike welstand te verseker. Ons het nie almal dieselfde gawe nie. Ons het verskillende gawes in die gemeente. Dis hoekom ons lees hier in ons teks in vers 4, daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Vanaf vers 8 lees ons, aan die een word hierdie gawe gegee, aan 'n ander die ander gawe, aan een hierdie gawe, aan 'n ander die ander gawe. Dis nie dieselfde nie. Net terloops, ek wil hier noem, julle sal onthou, ek het in 'n vorige boodskap gesê dat dit verkeerdeliks beweer word dat die spreek in tale 'n bewys is van geesvervulling. Selfs al sou jy die gawes in die Nuwe Testament wat gelys word interpreteer as relevant vir vandag, sê die teks self dat nie almal in tale gaan praat nie, sommige daai gawe ontvang. Kyk in 1 Korintiërs 12 vers 30 vra Paulus hierdie retoriese vraag: spreek almal in tale? Implikasie is nee. Nee, spreek in tale is nie en was nog nooit die bewys van geesvervulling nie. Ek het laas week daaraan aandag gegee, julle kan daarna gaan luister. Wat is die ware bewyse van geesvervulling? Maar ons het verskillende gawes. Sommige se gawes is meer prominent, is meer ooglopend. Byvoorbeeld die ouderlinge wat voorgaan in lering en in leiding in die gemeente. Ander se gawes is dalk minder opsigtelik. Byvoorbeeld
diegene wat die gawe van geloof het en wat volhard in die gebed, wat 'n gebedsheld is, 'n gebedsstryder in die gemeente terwille van die welstand van die gemeente. Ons sien hulle nie so prominent raak in die gemeente nie, maar elke liewe gawe is noodsaaklik en belangrik. Die gawes, die dienende gawes wat steeds relevant is vir vandag. Hier wil ek 'n toepassing maak. Geliefdes, ons moet, en ek sê weer soos vroeër, die Here vereer vir jou spesifieke gawe, wat verskil van die ander en jou gevolglike rol en funksie in die gemeente, op grond van die gawe wat jy het, vereer die Here daarvoor, deur dit te gebruik en te ontwikkel vir die opbou van jou gemeente. En nog 'n toepassing wat hiermee saamgaan, ons moet ook waardering uitspreek vir die ander geestelike gawes van diegene rondom ons, wat verskil van ons, en ook waardering hê vir hulle rol en funksie in die gemeente op grond van hulle gawes. Nog 'n vraag wat ek wil vra, 'n toepaslike vraag hier is, hoe ontdek ek my geestelike gawe? As ek dan sê, my gawe verskil van my boeties en sissies rondom my in die plaaslike gemeente, hoe ontdek ek my gawe? Vir die van julle wat nie weet wat julle gawes is nie. Laat ek sê, daar is geen Bybelse formule hiervoor nie. Maar daar is 5 vrae wat ek vir jou wil vra, wat jou kan begelei en vir jou kan help om vas te stel, wat is jou gawe, wat die Gees aan jou gegee het en wat jy moet ontwikkel en gebruik. Die eerste vraag is, wat is jou passie? Wat is jou passie? Dis moontlik 'n aanduiding vir waar die Heilige Gees jou wil gebruik in die opbou van die gemeente. 'n Tweede vraag is, wat is jou talente, jou vermoëns, jou vaardighede wat die Here jou gegee het en wat die Heilige Gees in jou bekragtig? Dis moontlik 'n aanduiding van waar die Heilige Gees jou wil gebruik in die opbou van hierdie gemeente. 'n Derde vraag is, wat sien jy raak in die kerk? Sommige mense wat hier voor my sit, is gesteld op die lering. Hulle fokus is daar. Ander is weer meer prakties georiënteerd. Hulle is meer gesteld op dinge soos die klank en die projeksie, en ander weer is meer gesteld op die mense rondom my en die gemeenskap van die gelowiges. Wat sien jy raak? Is dalk 'n aanduiding van waar die Heilige Gees jou wil gebruik in die opbou van hierdie gemeente. 'n Vierde vraag is, watter verlede ervarings het jy met betrekking tot diensbaarheid in die kerk van ons Here Jesus Christus? Dis dalk 'n aanduiding van waar die Heilige Gees jou ook in hierdie gemeente wil gebruik vir haar opbou. En dan 'n laaste vraag, wat is ander se opinie oor jou geestelike begaafdheid? Jou geestelike leiers wat oorsig, toesig bied oor jou en selfs geestelik volwasse medegelowiges rondom jou, wat sê hulle omtrent jou geestelike gawe? Wat is hulle objektiewe opinie? Dit mag dalk ook 'n aanduiding wees van waar die Heilige Gees jou wil gebruik. Vra hierdie 5 vrae af in gebed voor die Here, vra hom om jou te lei en wat ook al, begin net iets doen. Begin net iets doen, aangesien ons beveel word. In 1 Petrus 4 vers 10, dat ons moet dien met ons geestelike gawe in die plaaslike gemeente. Let op waar daar 'n behoefte is en begin diensbaar wees. En soos wat jy diensbaar is in die gemeente, sal die Heilige Gees jou wys en verseker wat jou gawe is, wat jy dan kan gebruik vir die opbou van die plaaslike gemeente. 'n Laaste vraag wat soms aan my gevra word is, kan 'n gelowige meer as een geestelike gawe hê? Die antwoord is ja. Blaai gou saam met my na 1 Korintiërs 14 vers 13. Daar lees ons, Paulus skryf vir diegene wat in tale spreek, daarom moet die een wat in tale spreek, met ander woorde, hy het 'n gawe in die eerste eeu gehad, bid dat hy dit kan uitlê. Met ander woorde, bid vir 'n addisionele gawe die van uitleg. So met ander woorde, die beginsel wat ek net wil uitlig hier is dat ons kan meer as een gawe hê soos wat die gemeente dit benodig. En dan 'n laaste aspek, gemeente, omtrent die geestelike gawes, wat ek aan aandag wil gee, is die Bybelse beoefening van die geestelike gawes. Kortliks, ons het gekyk na die definisie, die bron, die begunstigdes, die doel, die lyste, ook die verskeidenheid van geestelike gawes
Ek wil helaas ietsie sê oor die Bybelse beoefening van geestelike gawes. Hoe moet jy en ek daardie geestelike gawe wat God deur die Gees aan ons gegee het vir die opbou van sy kerk, hoe moet ons dit gebruik? Ordelik. Kyk na 1 Korintiërs 14 vers 33. Paulus skryf hier in die konteks van sy bespreking oor geestelike gawes aan 'n gemeente wat nie ordelik was in hulle gebruik van die gawes nie, skryf hy in vers 33, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, so behoort dit in al die gemeentes van die heiliges. Vers 40 sê, laat alles, ook die beoefening van gawes egter gepas en ordelik verloop. Met ander woorde met orde, want kyk, as ons geestelike gawes op 'n manier beoefen wat chaos bevorder, sal die plaaslike kerk nie opgebou word nie. Chaos stig en bou nie op nie. Daarom moet ons dit ordelik beoefen. In afhanklikheid en deur die leiding van die Heilige Gees. En dan tweedens wil ek ook noem, dit moet geskied in die konteks van ons samekomste as 'n gemeente. Kyk gou na hoofstuk 14 vers 26, wat Paulus vir die gemeente in die eerste eeu skryf. Hy sê wat volg hieruit, met ander woorde, hy maak 'n opsommende stelling op grond van dit wat hy oor die gawes gesê het. Hy sê, wat volg hieruit, broers, susters, wanneer julle saamkom, let julle op, wanneer julle saamkom as gemeente, het elkeen 'n psalm, 'n lering, 'n openbaring, 'n taal of 'n uitleg, wat ook al dit mag wees, laat alles steeds tot opbou geskied. Die opbou van die plaaslike kerk. Gemeente, as ek enigsins meer vrae in julle harte geplaas het vanoggend as wat ek beantwoord het, en ek hoop by sommige is dit die geval, kom gesels met my na die tyd, dat ons hierdie ding kan deurtrap. Maar ek sluit hierdie boodskap af net deur te sê, ons het gekyk na 7 aspekte. Dit wat die Bybel vir ons bevestig oor geestelike gawes, dat ons nie onkundig sal wees oor geestelike gawes, en deur onkunde ons gawes in die gemeente verwaarloos, en die gemeente en ons medegelowiges so ontneem en verarm nie, maar eerder dat ons sal identifiseer, wat is daai gawe wat die Here vir jou en my gegee het, en dat ons dit sal ontwikkel deur die getroue beoefening daarvan, tot opbou van die plaaslike gemeente, en dit tot eer van God. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord. Ons dank U, Here, dat dit op 'n praktiese wyse na ons toe gekom het. Ons erken, Here, dat wanneer dit kom by geestelike gawes, het ons te doen met nie fundamentele oortuigings. En Here, dat ons die reg het en die vryheid het in Christus om met mekaar te mag verskil. Maar Here, ek wil vra op grond van die woord wat uitgegaan het vandag, dat U elkeen wat luister na die boodskap sal uitdaag om terug te gaan na die skrifte toe, om seker te maak wat hulle glo oor die geestelike gawes in die lig van U openbaring van waarheid. En Here, dat ons in lyn met die woord se lering die gawes sal beoefen tot opbou van U kerk, en dit ter wille van U eer. Here, wees die naprediker van die woord tot ons harte. Here, gebruik ons as instrumente, soos wat ons gawes beoefen, in die opbou van U kerk, soos U beloof het in Matteus 16 vers 18, dat U kerk sal bou. Doen dit, Here, deur die Gees in ons se werking. Soos ons nou die diens afsluit, wil ek vra, Here, dat U ook verheerlik sal word deur ons sing van die slotlied, die seënbede, en ook deur ons samesyn in Jesus naam. Amen. Gemeente, ontvang die seën vanaf die Here. Mag die genade van Christus, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Gees met julle elkeen wees, vandag en in die week wat kom. My aanmoediging aan julle is om die Here te gaan verheerlik, deur julle gawes aan te wend volgens die openbaring van die woord, en om in die gebruik van julle gawes die Here te geniet ten volle. Amen.